Liewe geloofsfamilie, baie welkom by ons oordenking en ons tydjie saam vandag. Ek vertrou dat dit vir ons elkeen iets sal beteken en dat ons nie net dinge oor God sal sê nie, maar dat ons elkeen daar waar ons is ook 'n belewenis saam met God sal hê. Here Jesus, baie dankie vir hierdie geleentheid weer vandag. Dis die laaste Sondag voor Lydenstyd begin. 'n Spesiale tyd in die kerkjaar en ons as gemeente is ook sommer opgewonde oor dit wat vir ons voorlê in die volgende tyd. So Here, waar ons vandag sommer 'n inleiding gee oor wat Lydenstyd gaan behels hierdie jaar in ons gemeente, waar ons u woord gaan oordink en waar ons onsself gaan instel om saam met u in die woestyn in te gaan, bid ek dat u vir ons elkeen die vermoë sal gee om te besluit wat vir ons realisties is vir die volgende tyd en om dan te volhard om dit te doen. Dankie vir u woord, dankie vir die pad wat u gestap het, dankie dat ons soveel jare later nog steeds kan leer uit u lewe uit, en Here, mag u vir ons in staat stel om in ons besluite en in ons ritmes van die volgende tyd, volgende paar weke, ook dieper in verhouding met u te kom lewe. Ons eer u vir u pad. En dankie dat u ons saamnooi om ook saam met u te kom. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons lees vandag uit Matteus uit, Matteus 4 vers 1 tot 11. Kom ons lees eers die teks en dan gesels ons verder daaroor. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê toe vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Amen. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, baie keer wanneer ons hierdie teks lees, oor Jesus wat 40 dae in die woestyn spandeer het, wat gevas het, wat gestoei het, wat versoek is, baie keer sal ons dan fokus op die verskillende versoekings wat Jesus deurgegaan het, waarmee hy gekonfronteer is, en dan sal ons dit trek na ons lewe toe en sê, maar dis nog steeds versoekings wat op ons pad kom, en hierdie is 'n manier waarvoor ons uitkyk daarvoor, en ook hierdie is 'n manier waarop ons dit kan weerstaan, soos wat Jesus dit weerstaan het. Dit het baie waarde om dit te doen, en dis ongelooflik belangrik dat ons dit doen, maar vandag gaan ons so 'n bietjie 'n ander fokus hê. Vandag gaan ons amper Jesus se uitnodiging hoor om saam met hom woestyn toe te gaan, want in die woestyn gebeur daar 'n paar dinge. En met die oog op Lydenstyd hierdie jaar, hoor ons Jesus se uitnodiging om te sê, maar kom vir die volgende paar weke saam met my, want in die woestyn is daar plek waar sekere dinge kan gebeur, sodat geestelike formasie, spirituele formasie en spirituele diepte in ons lewens kan plaasvind. Nou hierdie ding dat Jesus homself afgesonder het, was 'n belangrike tema en 'n belangrike praktyk en ritme vir hom in sy lewe. Ons lees telkens in die evangelies van Jesus wat klomp dinge gedoen het, maar dan het hy homself afgesonder en alleen tyd met die Vader spandeer. En hierdie keer, hierdie 40 dae was geweldig intens. Hy het gevas, hy het gebid, hy het gestoei, hy is versoek, en dit kon nie 'n maklike 40 dae gewees het nie. Maar Lydenstyd
begin nou hierdie week, as Woensdag, is eerskomende Woensdag, en Jesus nooi ons op 'n manier om te sê, maar kom saam met my woestyn toe, commit vir die volgende paar weke, tot en met Paasnaweek, sodat iets ook met jou kan gebeur. Vriende, om af te sonder, om saam met hom woestyn toe te gaan, is moeilik. Dit is 'n uitdaging. Alhoewel Jesus dit baie gedoen het, en alhoewel ons elkeen smag daarna om dit op 'n baie gereelde basis te doen, is dit iets wat in 2026 ongelooflik moeilik en uitdagend is. Gloria Maak, 'n sielkundige, wat navorsing gedoen het oor die aandag van mense, het hierdie bevinding. In 2004 was die gewone aandagspan van 'n mens 2,5 minute. In 2012 net 75 sekondes. En dis nou weer 'n paar jaar later, nê? So dink net vir 'n oomblik, hoe lank kan ons regtig aandag gee aan iets? Die wêreld waarin ons leef, gee ons nie kans om tot rus te kom en aandag te gee nie. So die wêreld gee ons ook nie kans om aandag te gee aan Jesus, ook in die tyd wat ons saam met hom spandeer nie. Die teoloog Foster het gesê, die vyand spesialiseer in 3 dinge: in geraas, in gejaagdheid en in groot skares mense. En is dit nie die 3 dinge wat vandag nog so groot rol speel in ons nie? Ons leef in 'n wêreld vol geraas, ons is gejaagd, en ons is altyd deel van hierdie skares mense, en ons sukkel om alleen 1-tot-1 tyd saam met God te spandeer. So daarom vra ek die vraag, hoe realisties is dit dan nou op die einde van die dag om te sê, maar ek wil graag tyd saam met God spandeer. Ek wil aandag gee aan God. Baie keer as iemand vir jou vra wat's die belangrikste of die kosbaarste ding wat jy vir hulle kan gee, dan sê hulle jou tyd. Maar dalk is dit nie jou tyd nie. Dalk is dit jou aandag. Want in 'n kort tydjie, deur aandag te gee aan iemand, kan baie meer waarde hê as om lang tye saam met iemand te spandeer, maar waar daar nie eintlik veel gebeur nie, omdat my aandag nie daar is nie. Nou wanneer ek sê, ek wil saam met Jesus gaan, en ek gaan hierdie paar weke, hierdie 40 dae, saam met Jesus in die woestyn ingaan, sodat daar 'n geestelike diepte kan kom, wat gaan dit van ons vra? En ek dink Kolossense 4 vers 2 help ons, wanneer daar staan, volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Volharding. Ons gaan op 'n manier moet sê, wanneer ons hierdie uitnodiging aanneem, dat ons gaan volhard. Ons gaan hierdie besluit neem om gedissiplineerd te wees in die volgende paar weke, en dat ons gaan volhard. Dit is wat Jesus gedoen het in sy 40 dae in die woestyn. Hy's geweldig uitgedaag, hy is versoek. Die vyand het gekom en hom op verskillende maniere sy aandag probeer aftrek. Maar hy het volhard, omdat dit nodig was om dit te doen op daai stadium. Kom, ek vra vir jou hierdie uitdagende vraag. In terme van volharding, as iemand nou jou hele week sou dophou, wat sou hulle meen in terme van volharding is vir jou die belangrikste ding in jou lewe? Waaraan volhard jy op die oomblik? En soos ek gesê het, dis nie 'n beskuldiging nie, maar die wêreld gee ons nie kans om te volhard in ons geestelike lewens nie. En daarom skryf Paulus in die belangrike Kolossense 4, wanneer jy bid, wees waaksaam, wees dankbaar, maar volhard in gebed. Nou vriende, 'n groep mense wat dit reg gekry het, is 'n groep mense wat geleef het in die 3de en die 4de eeu na Christus. En dis 'n groep wat ons noem die woestynvaders en moeders. Hulle was Christene wat deel was van die kerk, maar wat gesien het dat die kerk besig was om te verander. Nadat die keiser Konstantin tot bekering gekom het en Christendom die staatsgodsdiens gemaak het van daai tyd, is Christene natuurlik nie meer vervolg nie. Christene het nou die mag gehad en hulle het ongelukkig daai mag begin misbruik. So die kerk het minder en minder soos Jesus gelyk. Minder en minder soos die vroeë kerk wat baie keer in moeilike omstandighede moes leef en hulle het hulle mag maar misbruik om hulle eie
saak en hulle eie behoeftes te bevredig. En hierdie groep mense het besluit, maar ons wil Jesus se aangesig soek. Ons wil Jesus volg in hierdie moeilike wêreld. En wat het hulle gedoen? Hulle het hulle self onttrek uit die gemeenskappe uit en letterlik in die woestyn in afsondering, in stilte gaan bly. En daarom noem ons hulle steeds die woestynvaders en moeders. En hulle het amper geëgo wat Jesus gedoen het toe hy homself afgesonder het, toe hy gestoei het, toe hy gebid het in die aangesig van God gesoek het. Nou, ons kan vir mekaar sê, dis nou nie moontlik vir ons om onsself net uit die samelewing te onttrek en om soos hierdie ouens in die woestyn te gaan bly nie. Maar dit is moontlik vir ons om na hulle lewens te kyk, die manier waarop hulle Jesus gevolg het, die manier waarop hulle wyshede van God bekom het, en ons kan dit toepas in ons lewe, in hierdie gejaagde lewe, in hierdie tyd waarin ons leef, waar ons net nie tot stilstand kom nie, kan ons die wyshede van die woestynvaders en moeders gebruik om ons verhouding met God ook positief te beïnvloed. En dis dan wat ons verleidingstyd hierdie jaar gaan doen. Van volgende Sondag af gaan ons leer uit die Bybel, maar ook by die woestynvaders en moeders, nou wat dit beteken om disippels van Jesus te wees, in 'n wêreld wat verander, in 'n wêreld wat vir ons nie kans gee, of kans wil gee om disippels van hom te wees nie, maar waar ons 'n diepe soeke het na God en God se openbaring in ons elkeen se lewens. So vir die volgende 6 weke gaan ons woestyn toe, saam met Jesus, saam met die woestynvaders, en die volgende temas is die temas wat ons gaan hanteer. Die woestyn as 'n plek van gebed, as 'n plek waar ons getoets word, as 'n plek van stilte, as 'n plek van selfprysgawe, as 'n plek waar ons wysheid bekom, en as 'n plek van nederigheid, soos wat Jesus ook geleef het. So, Jesus nooi ons in hierdie lydenstyd om te sê, ek wil volhard, ek wil leer by hom wat dit beteken om hom te volg. En ons kan die voorbeeld volg van die woestynvaders en die woestynmoeders. Dit klink dalk vreemd, maar is nie iets om oor bang te wees of om ongemak te beleef nie. Ons gaan absoluut uit die Bybel uit die pad stap, maar die stories en die wyshede van die woestynvaders en moeders gaan vir ons ook help om dit te doen. Nou, een van die mooiste wyshede wat uit die woestyn uitkom, van die woestynvaders en moeders, is 'n storie wat die woestynvader Anthony vertel het van 'n pyl en 'n boog. Baie mense het na hom toe gekom en gevra, hoe kan ons geestelik groei? En op 'n stadium het 'n jagter ook verby hom gekom. En hy het vir die jagter gesê, tel jou pyl en jou boog op en span die boog. En hy sê, trek hom nog bietjie verder, trek hom nog bietjie verder, trek hom nog bietjie verder. En die jagter sê toe vir hom, maar as ek hierdie ding te ver trek, dan gaan hy op 'n stadium breek. Dan gaan die pyl nie geskiet kan word nie. En Anthony sê toe vir hom presies dit, ook in ons geestelike lewens. Wanneer ons dink, ons moet nou te veel probeer en dit amper ekstreem aanpak, dan laai ons te veel verwagting en te veel moeilike dinge op ons skouers. Dis eenvoudig nie realisties nie. So die vraag is, wat is vir jou realisties in die tyd wat voorlê? Wat is vir jou realisties om aan te pak in hierdie lydenstyd? Nou, ons as gemeente gaan inskakel by 'n organisasie met die naam Lectio 365 en hulle lydenstydreeks deur die Bybel saam met die woestynvaders. Daar gaan elke dag 'n oordeenking en 'n gebed wees wat gaan aansluit by ons weeklikse tema. So op 'n Sondag gaan ons 'n tema preek en vir die res van daai week kan jy op hulle toepassing, op hulle app gaan luister na oordeenking wat daarbey aansluit. Ons gaan ook 'n boekie uitdeel eerskomende Sondag wat jy kan ontvang en waarmee jy saam op reis kan gaan wat jou ook gaan begelei deur lydenstyd. As jy die toep wil aflaai, LECTIO 365, baie maklik, dis verniet en ek wil jou uitdaag. Dit is realisties. So gaan laai dit af en luister net elke dag na hierdie oordeenking en stap so saam met ons die pad in lydenstyd waar ons leer by Jesus en waar ons leer by die woestynvaders. As jy dalk vir 'n Sondag nie in die kerk kan wees nie, dan gaan ons ook op hierdie YouTube opnames
die nodige inligting gee, sodat jy nie iets mis nie, sodat jy nog steeds kan volhard in die tyd waarin ons nou inbeweeg tot en met Goeie Vrydag en dan Opstanding Sondag. 'n laaste gedagte voordat ons woestyn toe gaan. In die laaste vers voordat Jesus woestyn toe gaan in Matteus 3 vers 17, lees ons dat God sê, hierdie is my geliefde seun, wanneer Jesus gedoop word. So hy is as geliefde seun woestyn toe. Hy het nie woestyn toe gegaan om 'n geliefde te word nie. Hy was reeds geliefd en daarom het hy woestyn toe gegaan. En dis ook vir ons die uitnodiging om te sê kom saam woestyn toe, maar nie om daar te gaan soek na 'n liefde wat nog nie 'n realiteit is nie. Ons is reeds geliefd en daarom kan ons woestyn toe gaan saam met Jesus dieper en dieper in terme van ons geestelike lewe. As daar enige vrae is oor die proses wat voorlê, skakel gerus een van ons dominees of die kantoor hier by die gemeente. Maar kom ek sê en kom ek nooi weer uit. Kom saam met ons op hierdie reis. Woestyn toe saam met Jesus en die woestynvader. Amen. If you would enter into the wilderness, do not begin without a blessing. Do not leave without hearing who you are, beloved, named by the one who has traveled this path before you. Do not go without letting it echo in your ears. And if you find it is hard to let it into your heart, do not despair. That is what this journey is for. I cannot promise this blessing will free you from danger, from fear, from hunger or thirst, from the scorching of sun or the fall of the night. But I can tell you that on this path there will be help. I can tell you that on this way there will be rest. I can tell you that you will know the strange graces that come to our aid only on a road such as this, that fly to meet us, bearing comfort and strength, that come alongside us for no other cause than to lean themselves toward our ear and with their curious insistence whisper our name, beloved, beloved, beloved. Die drie enige God nooi jou saam as sy geliefde. Amen.